Ons is nog steeds besig om met eksponente te werk en vandag se lesie gaan ons verder kyk na breuke wat eksponente bevat. Nou julle sal onthou in die vorige lesie is die eerste tipe waarna ons gekyk het, wat ons gesien het van breuke wat eksponente bevat, het ons gewerk met vermenigvuldiging en deling. Nou vandag gaan ons na die tweede tipe breukie kyk wat eksponente bevat en die tweede tipe breuk behels optelling en aftrekking. Nou die bewerkings wanneer ons breuke het waarby optelling en aftrekking betrokke is, lyk 'n klein bietjie anders as net die gewone vermenigvuldig en deel. So die vraag sal ook weer eens vra, vereenvoudig die volgende. Nou kyk ons na 2 tot die mag n plus 2 minus 2 tot die mag n plus 1 op 2 tot die mag n. Goed, so dit is ons eerste voorbeeldjie waarmee ons begin. Nou kan jy sien hierdie breuk lyk 'n klein bietjie anders want nou is hier 'n minusteken. Nou die belangrike ding wat ons moet oplet hier is ons grondtalle. Ons sien elke keer ons grondtalletjie is 2. So in hierdie geval is die eerste belangrike ding wat ek nou gaan doen om te kyk na die eerste belangrike ding wat ek gaan doen is om te kyk na my noemer. As ek nou kyk na my noemer, dan kan ek nou sien, ek het 'n 2 tot die mag n in my noemer. Waar kan ek nog 'n 2 tot die mag n raak sien? Ek kan 'n 2 tot die mag n in my teller raak sien in daai eerste stukkie term en daai tweede stukkie term daar. Die tweede belangrike ding wat ek nou moet doen is om in my teller die 2 tot die mag n alleen te kry. Met ander woorde, ons gaan uitbrei. Nou wat beteken uitbrei? Dit beteken as ek 2 tot die mag n plus 2 het, kan ek hom skryf as 2 tot die mag n maal met 2 tot die mag 2. Onthou met ons eksponentwette het ons mos nou gesien 2 tot die mag n maal met 2 tot die mag 2. Ek het dieselfde grondtalletjies wat ek met mekaar vermenigvuldig, dan beteken dit ek gaan die eksponente by mekaar tel. Dit gee vir my 2 tot die mag n plus 2. Maar dieselfde kan ons doen. Ons kan van die linkerkant af na die regterkant toe gaan en ons kan van die regterkant af weer na die linkerkant toe gaan. Dit is die proses wat ons hier gaan gebruik. Met ander woorde, as ons nou uitbrei, gaan ons bo skryf 2 tot die mag n maal met 2 tot die mag 2 minus 2 tot die mag n maal met 2 tot die mag 1 gedeel deur 2 tot die mag n. Nou kan julle mooi hier sien, my 2 tot die mag n is nou 'n faktor wat bo die lyn en onder die lyn is, in my teller en in my noemer. Nou gaan ek faktoriseer. Dis baie belangrik dat jy dit nou mooi verstaan. Jy gaan faktoriseer. Hier het ons dit nou nie nodig nie, maar dit is nodig dat jy weet dat jy gaan jou teller en of jou noemer faktoriseer. Goed, so kom ons kyk nou, as ons faktoriseer, beteken dit bo die lyn, het ek 'n 2 tot die mag n gemeenskaplik, so ek kan my 2 tot die mag n gemeenskaplik uithaal. Dan bly daar 'n 2 kwadraat minus 2 bo in die hakie oor, gedeel deur 2 tot die mag n. Wat sien ek nou? Nou sien ek, my 2 tot die mag n kanselleer uit,
Hulle deel deur mekaar en dan is my antwoord nou 4 minus 2 wat gelyk is aan 2. Kom ons kyk na 'n tweede voorbeeldjie. Onthou die vraag is, vereenvoudig die volgende volledig. Nou het ons 3 maal met 2 tot die mag n, minus 2 tot die mag n minus 2, op 2 tot die mag n plus 1. As julle nou mooi kyk, kan julle sien ons het weer hier 'n 2 tot die mag n. As ons hierdie enetjie uitbrei, het ons hier 'n 2 tot die mag n. As ons hierdie enetjie uitbrei, het ons hier 'n 2 tot die mag n. So dit is wat ek nou gesien het in my noemer, kan ek hom uitbrei. OK, so kom ons begin met die uitbrei. Ons skryf ons 3 maal met 2 tot die mag n, ons kan niks daar uitbrei nie, minus hierdie enetjie kan ons skryf as 2 tot die mag n maal met 2 tot die mag min 2. En my noemer kan ek uitbrei na 2 tot die mag n maal met 2 tot die mag 1. Wat sien ons nou? Ons sien nou ons gemeene faktor, wat bo die lyn is en wat wel in my noemer ook voorkom. So as ek nou faktoriseer, dan gaan ek kry 2 tot die mag n bo die lyn, 3 minus 2 tot die mag min 2, op 2 tot die mag n maal met 2 tot die mag 1. Wat sien ons nou? Ons sien nou, ons 2 tot die mag n kan uitkanseleer. Nou gaan ek vereenvoudig. Ekskuus, ek sien ek het hier by my laaste stapie nie gesê nie, ons vereenvoudig dan. Goed, so, as ons nou vereenvoudig, kan ons bo die lyn sê, in ons teller het ons 3 minus en 2 tot die mag min 2 is 1 op 2 se kwadraat. En dit is nog gedeel deur 2. 3 minus 'n kwart gedeel deur 2. En dit gee vir my 'n antwoord van 11 op 8. Onthou, dis mos nou jou gewone aftrek van breuke. Met ander woorde, jy gaan sê 3 minus 'n kwart, gee mos vir jou 12 kwarte minus 'n kwart, en dit gee vir my 11 kwarte. So as ek nou 11 kwarte nog deel deur so 11 kwarte gedeel deur 2, gaan dan wees 11 op 4 maal met die omgekeerde van 2 wat 'n half is, en dit gee vir my 11 op 8. Ons derde voorbeeldjie waarna ons kyk is 3 tot die mag n plus 4 minus 6 maal met 3 tot die mag n plus 1 op 3 tot die mag n plus 3 plus 2 maal met 9 tot die mag 'n half n plus 1. Die eerste ding wat ons moet erken is, wat is ons grondtaal? As ons nou kyk hier na ons grondtalletjie, dan sien ons het 'n 3, 'n 3 en 'n 3. Hierdie 9 kan ons nou met ander woorde skryf in sy priemfaktore, sodat hy ook 'n grondtaal van 3 het. Met ander woorde, ons ontbind hom in sy priemfaktore, wat mos nou 3 kwadraat is. So, ons kry 3 tot die mag n plus 4
minus 6 maal met 3 tot die mag n plus 1 op 3 tot die mag n plus 3 plus 2 maal 3 se kwadraat verhef tot die mag 'n half n plus 1. Die volgende stapie wat ek nou gaan doen is om my mag te verhef tot 'n mag vereenvoudig. So ek pas nou my mag verhef tot mag wet toe. Dit bly dan 3 tot die mag n plus 4 minus 6 maal 3 tot die mag n plus 1 in my teller gedeel deur 3 tot die mag n plus 3 plus 2 maal 3 tot die mag, onthou wat sê my verhefwet? Dit sê ek moet die 2 maal met die 'n half n plus 1. So ek kry dit is 3 tot die mag n plus 2. Nou my volgende stapie wat ek nou gaan doen is ek gaan uitbrei. As ek nou uitbrei, dan kry ek 3 tot die mag n maal met 3 tot die mag 4. Minus 6 maal 3 tot die mag n maal met 3 tot die mag 1. Gedeel deur 3 tot die mag n maal met 3 tot die mag 3. Plus 2 maal 3 tot die mag n maal met 3 kwadraat. Volgende stapie wat ek nou gaan doen is om te faktoriseer. In hierdie geval gaan ek my teller en my noemer faktoriseer. Want my noemer is ook nou 2 term. Goed, so as ek faktoriseer, kan ek nou sien wat kan ek uithaal. My faktore wat ek kan uithaal bo die lyn en onder die lyn sien ek is 'n 3 tot die mag n. Ek kan my 3 tot die mag n kan julle duidelik sien. Is my faktor wat ek in elke term kan uithaal. Dan kan ek nou nog verder 'n 3 tot die mag 1 uithaal. So ek haal my 3 tot die mag 1 ook uit, dan gaan daar in my eerste termpie oorbly 3 tot die mag 3 minus 6. Onder die lyn haal ek ook nou 'n gemeene faktor van 3 tot die mag n maal 3 tot die mag 1 uit. As ek 3 tot die mag n 3 tot die mag 1 daar uithaal, bly by my eerste term 'n 3 kwadraat oor plus 2 maal 3 tot die mag 1. Nou gaan ek verder vereenvoudig. As ek vereenvoudig, kan ek nou sien die 3 tot die mag n kanselleer uit, die 3 tot die mag 1 kanselleer uit. Bo die lyn het ek nou 27 minus 6 en onder die lyn het ek 9 plus 6. Dit gee vir my 'n antwoord van 21 op 15. En dit is as ek hom vereenvoudig dieselfde as 7 op 5. Wat ons ook hier kon gedoen het, is ons kon hier vanaf gesê het, dis 3 tot die mag n maal met 3 tot die mag 4 minus en dan kan ons 6 ook ontbind in sy priemfaktore. So dit gee vir my 2 maal 3 maal 3 tot die mag n maal met 3 tot die mag 1 op 3 tot die mag n maal 3 tot die mag 3 plus 2 maal 3 tot die mag n maal met 3 tot die mag 2. Nou kan ek ook sien, as ek nou daai stapie verder kyk, kan ek nou sê 3 tot die mag n maal 3 tot die mag 4 minus 2 maal 3 tot die mag n maal met 3 tot die mag 2.
oor 3 tot die mag n maal 3 tot die mag 3 plus 2 maal 3 tot die mag n maal met 3 kwadraat. As ek nou faktoriseer, dan kan ek nou in hierdie geval sien dat my gemeene faktor is 3 tot die mag n en my volgende gemeene faktortjie is 'n 3 tot die mag 2. As ek 'n 2 hier uithaal, bly daar 'n 2 hier oor en as ek 'n 2 by die onderste in die noemer uithaal, bly daar 'n 1 oor. So as ek nou my gemeene faktor uithaal bo die lyn van 3 tot die mag n maal 3 tot die mag 2, dan bly daar 'n 3 kwadraat oor minus 2. Ek haal nou onder die lyn 'n 3 tot die mag n maal met 3 tot die mag 2 gemeenskaplik uit. Dan bly daar 'n 3 plus 2 in die hakkie oor. Nou kan ek hier ook nou weer eens sien, my 3 tot die mag n kanseleer uit, my 3 tot die mag 2 kanseleer uit, en ek het 'n antwoord van 9 minus 2 op 5. En dit gee ook vir my 'n antwoord van 7 op 5. Ons vierde voorbeeldjie het ons 3 tot die mag x plus 1 plus 2 maal 3 tot die mag x plus 2 op 7 maal met 3 tot die mag x. Goed, so kom ons kyk wat is, ons moet ons grondtalle erken, né? So as ons kyk nou na ons grondtalle, dan kan ons sien 'n 3kie is my grondtal. Tweede ding wat ek nou gaan doen is ek gaan uitbrei. Hoe brei ons nou weer uit? Daai 3 tot die mag x plus 1 maak ons 3 tot die mag x maal met 3 tot die mag 1 plus 2 maal 3 tot die mag x maal met 3 tot die mag 2 gedeel deur 7 maal 3 tot die mag x. Nou kan julle mooi sien, ons volgende stapie wat ons moet doen is om te faktoriseer. Ons gaan in hierdie geval nou net ons teller faktoriseer. Nou as ek nou mooi kyk na my noemer, dan sien ek het 'n 3 tot die mag x in my noemer. So, algemene faktor wat ek gaan uithaal, is my 3 tot die mag x. As ek my 3 tot die mag x in my teller uithaal, dan bly daar 'n 3 plus 2 maal 3 kwadraat oor. Onder die lyn is dit 7 maal 3 tot die mag x. Wat sien ek nou? Ek sien my 3 tot die mag x kan uitkanseleer. So bo die lyn hou ek oor 3 plus 2 maal 9 wat 18 is op 7. En dit gee vir my 21 op 7. En 21 gedeel deur 7 is 'n antwoord van 3. Ons doen nog 'n voorbeeldjie. Ons laaste voorbeeldjie waarna ons kyk is 9 tot die mag x plus 3 tot die mag x minus 2. Onder die lyn het ons 'n 9 tot die mag x minus 4. Nou hierdie een lyk nou al 'n bietjie anders. Julle kan nou sien, hierso as ons nou mooi kyk na hierdie voorbeeld wat ons het, kan jy sien hier's 1, 2, 3 terme. Reg? Die eerste ding wat ons nog na gaan kyk is na ons grondtalle. Nou sien ek het hierso 'n 3 tot die mag x, maar hier het ek 'n 9 tot die mag x en 'n 9 tot die mag x. So ek gaan 9 skryf in sy priemfaktore. Want as ek nou 9 gaan skryf in sy priemfaktore, dan is my grondtalle nou ten minste al dieselfde, né? So ek kan daai skryf as 3 tot die mag 2x
plus 3 tot die mag x minus 2 en onder die lyn het ek 3 tot die mag 2x minus 4. Goed, nou wil ek net gou hê, julle moet mooi konsentreer hier. Hierdie 3 tot die mag 2x kan ek skryf 3 tot die mag 2x kan ek ook skryf as 3 tot die mag x se kwadraat. So kom ons kyk as ons hom so skryf of julle dit mooi kan herken. Ek het nou 3 tot die mag x se kwadraat plus 3 tot die mag x minus 2 bo die lyn. Kan julle sien dat ons 'n kwadratiese 3-term het bo die lyn? Onder die lyn kan ek ook skryf as 3 tot die mag x tot die mag 2 minus 4, wat weer vir my verskil van kwadrate gee. So ons volgende stapie is dat ons moet faktoriseer. Ek wil net gou met julle deur hierdie gaan. As julle moet faktoriseer, het julle nie 'n probleem gehad as ons het k kwadraat plus k minus 2 om te faktoriseer nie. Jy gaan dadelik sien ek het my kwadratiese 1, 2, 3 term, daai se kwadraat en my 1 en die 2, so jy weet jou reël is, ek het my 2 hakies, 1 hakie is 'n plus, 1 hakie is 'n minus. Ek het my k en my faktore van 2, wat se verskil nou vir my 1 gaan gee, en dit gee vir my plus 2 minus 1. Nou kan ek net sê my k is dieselfde as my 3 tot die mag x. So as ek hierdie boonste enetjie faktoriseer, gaan ek my 2 hakies hê. Die minus sê vir my, die tekens in die hakies gaan verskil. So 1 hakie plus, 1 hakie minus. Wat is nou die ding wat hier moet kom staan, is nou 'n 3 tot die mag x. 2 se faktore het ons gesien is plus 2 min 1. Onder die lyn, kyk nou weer wat het ons onder die lyn. As ons gesê het k kwadraat min 4, het jy dit erken as verskil van vierkante. Dan het jy jou reël toegepas wat gesê het, okay, 1 hakie plus, 1 hakie minus. Dit moet wees k en 2 en 2. Maar wat het ons gesê? K is dieselfde as 3 tot die mag x. Met ander woorde, as ons hierdie een faktoriseer, het ons 2 hakies, 1 hakie plus, 1 hakie minus. Ons het 3 tot die mag x plus 2, 3 tot die mag x min 2. Goed, so wat kan ons nou sien? Ons kan nou sien ons 3 tot die mag x plus 2 kanselleer uit. Met ander woorde, my finale antwoord gaan wees 3 tot die mag x min 1 gedeel deur 3 tot die mag x min 2. En dit is dan my finale antwoord. Julle kan hierdie lesie nou inoefen deur die volgende huiswerkies te voltooi. Ek hoop julle geniet dit en dat julle seker is, julle verstaan alles mooi.